Goeiemôre broers en susters. Hartlik welkom by die erediens vanmôre. Mag ons ook saam nader aan ons Here groei. Ons het net enkele afkondigings van die kerkraad se kant af wat ons graag met u wil deel. Die kerkraad maak met leedwese bekend dat broer Thuis Meyer se moeder afgelope week oorlede is. Ons vra dat ons net so 'n oombliekie opstaan om ook meelewing met hierdie familie te betoon. Baie dankie. Dan wil ons ook op hierdie noot, terwyl die moeders instap, ook daarom net vir al ons moeders sê, hulle moet 'n heerlike Moedersdag ook hê, saam familie en vriende. Ons hoop dat julle ook die dag saam met mekaar geniet. Dan is daar kollekte onder die diens vir barmhartigheid by die deure vir Bybelverspreiding. Katekisasie direk na die erediens is les 12 vir die voor-, laer- en hoërskool. Ekskuus, daar's nie voorskool kategese vanmôre nie. Dan koffiekroeg is vanaand na afloop van die aanderediens. Ek vra maar dat ouers hulle oordeel sal gebruik of julle kinders wil stuur. Ons gesprektema vir vanaand is intimiteit. Waar trek ek die lyn? Julle is welkom dan ook vir ons hoërskoolkinders vanaand na afloop van die erediens, ons koffiekroeg. Dan voorbidding word gevra vir die diakonievergadering maandag aand. Welkom ook aan nuwe intrekkers en besoekers. Nuwe intrekkers ontmoet asseblief dan die ouderling aan diens voor die preekstoel sodat julle 'n lidmaat besonderhede vorm kan invul. Kyk broer SF sal julle hier voor ontmoet. Waar is SF? Daar is SF. Hy sal julle hier voor ontmoet. En dan dankie aan almal wat deelgeneem het aan ons konsert Vrydag aand en dit 'n groot sukses gemaak het, en ook baie dankie aan almal wat die geleentheid ondersteun het. Ons waardeer dit opreg. Dan herinner ons aan eerskomende Saterdag het ons kerkbazaar. Is mos hierdie Saterdag. Ja. Het ons kerkbazaar. Ons vra asseblief dat almal wat 'n bydrae of 'n skenking gemaak het tot die tafels dit asseblief in hierdie week sal kom afgee. En dan vertrek met attestaat na die Gereformeerde Kerk Witrifuur, broer Morney en suster Tersia Iman met dooplidmate Nerisha en Jean Drey. Dis dan die afkondigings van die kerkraad se kant af. Ons gaan toetree tot die erediens. Terwyl ons so sit, lied 159 vers 3, en dan raak ons daarna stil voor die Here. Ons raak 'n oomblik stil voor ons Here. Ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en getrou bly tot in alle ewigheid. Verhef julle harte tot God, ontvang sy seën, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, ons Here Jesus Christus,
ryklik vermeerder deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan, dan sing ons saam 'n loflied vir die Here, Psalm 92, daarvan die eerste en die tweede vers, en ons bly staan om ons geloof saam te bely. Ons bely saam met die kerk van alle eeue ons ewige en ontwyfelbare Christelike geloof. As ons elkeen in ons hart saam bely dat ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, in die angste van die hel tot die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy weer sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons verootmoedig onsself weer vanmôre voor die Here uit Eksodus 20 uit. Ek lees vir ons uit die 2020 vertaling uit. Ons luister saam na die woord van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie en jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n besittelike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die derde en vierde geslag van hulle wat my verwerp, maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is, maar op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie, enige iets wat aan jou naaste behoort nie. Kom ons sing dan in antwoord op die wet van die Here, Psalm 103, daarvan die 5de en die 7de vers,
waar ons hoor dat die Here ook ons sonde skuld wat ons bely voor hom, sover as wat die ooste en die weste van mekaar verwyder is, van ons sal wegvat. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, ons is op hierdie nuwe rusdag weer voor U vergader om U naam te loof en te prys. Om U die eer te bring wat U en U alleen toekom, om U naam groot te maak en te eer, omdat U God is. Soveel keer moet ons bely, Here, wil ons geloof, wil ons verhouding met U, wil ons die Bybel, kerkbywoning, soveel aspekte van Christen wees misbruik om met U arm te druk. Dink ons as ons elke nou en dan weer 'n bietjie kerk toe kom, dan is dit asof ons hierdie ooreenkoms kan aangaan en sê, omdat ek bietjie kerk toe gaan, nou kan U dit weer vir ons goed laat gaan. Soveel kere staan ons in hierdie iets vir iets verhouding waar ons dink dat ons op een of ander manier U kan manipuleer om vir ons te laat gebeur wat ons wil hê. Maar vanmôre, Here, kom word ons weer klein voor U. Ons luister na U wet, ons besef dat U Seun Jesus Christus vir ons gesê het, as jy na iemand kyk en in jou hart begeer, het jy reeds oorspel gepleeg. As jou broer uitskel vir 'n idioot, is jy strafbaar voor die helse vuur. As jy in een opsig van die wet struikel jy ten opsigte van die hele wet. En as ons hierdie dinge hoor, Vader, dan kan ons nie anders as om te erken, ons verdien niks nie. Ons het niks om op te staan nie, niks wat ons kan bied nie, niks wat ons kan sê, as gevolg hiervan eis ons dit of dat op nie. En daarom kom ons voor U, Here, en ons bely ons sonde, ons bely, Here, dat ons ver te kort skiet, ons bely dat ons nie so groot is as wat ons dink nie, dat ons nie so belangrik is as wat ons dink nie,
maar dat ons klein nietige mense is in diens van ons koning en verlosser Jesus Christus, die koning van die heelal. En die feit dat hy ons koning is, die feit dat hy ons Vader is, dis net louter genade. Gee Vader dat ons uit hierdie genade sal leef, dat hierdie genade sigbaar sal word in ons doen en late, in die manier hoe ons verhoudings het met ons medemens, dat daaruit sal straal die liefde wat ons vir U het. Lei ons deur die Heilige Gees op 'n lewe van heiligmaking, dat ons al meer en meer sal word wat U ons roep om te wees, en dat U naam verheerlik sal word, en dat hierdie gemeente, dat Gereformeerde Kerk Nelspruit, in Nelspruit, 'n ligtende lig sal wees van U troue evangelie. Ons bid Here vir dit wat vir ons as 'n gemeente ook voorlê, waar ons hierdie komende week ook saam gaan bazaar hou. Bid ons Here dat U ons sal lei, dat U ons, as dit U wil is, die hand van seën oor ons sal laat rus. Gee Vader dat dit vir ons op geen punt sal gaan oor die geld wat ons maak nie, maar dat dit eerder sal gaan om die eer van U naam, die verheerliking van U naam, die samesyn as gelowiges, wat ook 'n ligtende lig en 'n soutende sout in hierdie gemeenskap laat uitreik. Ons dank U Vader vir die wonderlike geleentheid wat die verskeidenheidskonsert Vrydag aand was, vir lekker saam lag, vir mekaar geniet, en dat ons net U kon verheerlik deur die gawes en talente wat U vir ons elkeen gegee het. Ons bid Here vir elkeen wat deur 'n tyd van beproewing gaan. Ons dink in die besonder aan die Meyers, met die afsterwe van 'n moeder. Ons vra Here dat U ook daar vertroosting sal gee wat U en U alleen kan gee, omdat ons in lewe en in sterwe na liggaam en na siel, nie aan onsself nie, maar aan ons koning en verlosser Jesus Christus behoort. Ons bid vir almal wat siek is, en ons bid Vader, as dit U wil is, dat U ook genesing en herstel sal gee, en mag U naam ook daarom verheerlik word. Ons dank U Here dat ons ook kan weet, dat U alles vir ons ten goeie laat meewerk, ook al is dit nie altyd soos wat ons wil nie, dat ten goeie laat meewerk wel beteken, dit is binne U beheer, dit is alles wat die beste is vir ons, omdat U weet wat die beste vir ons is. Gee Here dat ons in so 'n vertrouensverhouding met U sal leef, en mag dit sigbaar word in ons doen en late. Dit bid ons Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit genade. Amen. Kom ons sing saam Psalm 119 vers 39 as 'n voorbereiding om die woord van die Here te hoor, en daarna lees ons saam uit 1 Petrus 1 vers 1 en 2 en ook 1 Petrus 2 vers 9 tot 12. Ons skriflesing vanmôre uit 1 Petrus 1, ons lees eers vers 1 en 2 en daarna uit hoofstuk 2 verse 9 tot 12. Ons luister saam na die woord van die Here. Petrus, 'n apostel van Jesus Christus, aan die vreemdelinge van die diaspora in Pontus, Galasië, Kappadosie, Asië en Bitinië. Hulle wat uitverkies is volgens die voorkennis van God, die Vader, om deur die heiligmaking van die Gees gehoorsaam te wees
en met die bloed van Jesus Christus besprinkel te word. Mag genade en vrede in oorvloed aan julle geskenk word. Dan hoofstuk 2, vanaf vers 9. Julle egter is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n volk wat aan God behoort, sodat julle die deugde kan verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderlike lig. Julle wat eers nie 'n volk was nie, maar nou volk van God is, wat eers nie ontferming ontvang het nie, maar nou ontferming ontvang het. Geliefdes, ek dring daarop aan dat julle as bywoners en vreemdelinge julle weerhou van liggaamlike begeertes wat stryd voer teen die siel. Gedra julle goed onder die heidene, sodat hulle, wanneer hulle julle beswadder, asof julle misdadigers is, God op die dag van besoeking kan verheerlik, omdat hulle julle goeie dade gesien het. Ons lees tot sover. Ons teksverse dan hoofstuk 1, vers 1. Petrus, 'n apostel van Jesus Christus, en dan in die besonder hierdie deel aan die vreemdelinge van die diaspora in Pontus, Galasië, Kappadosie, Asië en Bithynië. Hoofstuk 2 vers 11 en 12. Geliefdes, ek dring daarop aan dat julle as bywoners en vreemdelinge julle weerhou van liggaamlike begeertes wat stryd voer teen die siel. Gedra julle goed onder die heidene, sodat hulle, wanneer hulle julle beswader asof julle misdadigers is, God op die dag van besoeking kan verheerlik, omdat hulle julle goeie dade gesien het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons het afgelope Sondag begin met 'n reeks uit Petrus, 'n reeks waarin ons wil fokus op die lewe van die gelowige na die opstanding van Jesus Christus, op die hoe van ons navolging van Christus. Ons het vorige Sondag vir mekaar gesê dat daar vir elke gelowige, vir elke Christen 'n noodwendige wedergeboorte is. Sonder wedergeboorte is ons nie Christene nie. En dis 'n geboorte en nie 'n wilsbesluit nie. Hierdie gebeure lyk vir elke Christen anders. Vir partye is dit iets wat in 'n oomblik gebeur, vir ander is dit 'n tydperk wat verloop. Maar die produk is vir almal dieselfde. Dis 'n nuwe identiteit met nuwe lewenskrag. Vanmôre wil ons infokus op hierdie nuwe identiteit. Hoe ons veronderstel is om ons lewens in te rig, die toets wat vir ons wys of ons hierdie identiteit uitleef, en dan laastens die krag waardeur ons dit kan regkry om uit hierdie identiteit aan te hou leef. So, eerste dan, wat is ons identiteit? In ons teks identifiseer Petrus die gelowige as bannelinge en vreemdelinge en bywoners. In die 2020 vertaling lees dit so mooi lees ons van die verspreid wonendes. Dis wat Petrus die diaspora noem. Dit is wat dit beteken, die verspreid wonendes. 'n naam wat vir die Jode gegee is, wat nie meer in hulle tuisland gebly het nie. Nou is dit die naam wat Petrus gebruik vir gelowiges. Ons bly nie in ons tuisland nie. Ons is vreemdelinge en bywoners. Met ander woorde, hier op aarde is daar 'n Christen diaspora van die nuwe aarde. Hierdie is nie ons tuisland nie, ons hoort nie hier nie, ons hoort by God op die nuwe aarde. Vreemdelinge en bywoners noem Petrus ons, en miskien moet ons net 'n bietjie nader beskryf, wat is 'n bywoner? Een verklaring wat ek opgespoor het, is dat 'n bywoner amper iets soos 'n plaasvoorman kan wees. Die plaasvoorman woon op die plaas, hy bestuur die plaas, hy hou die plaas in stand, maar self besit hy nie die plaas nie, en het hy nie die finale sê oor wat daar gebeur nie. 'n Ander verklaring is dat 'n bywoner iemand is wat net domisilie in 'n land het of verblyfreg. Jy het 'n adres in die land, maar jy is nie 'n toerist nie en jy is ook nie 'n burger nie. Jy het meer regte as 'n toerist, maar minder as 'n burger.
Jy kan die taal praat en verstaan die gebruike, maar is nog steeds nie noodwendig jou gebruike en jou land nie. Jy is steeds 'n burger van die ander land. Jou huis is elders. Daar is steeds verskille in die gebruike en wanneer hierdie verskille onder jou uitgeleef word, dan laat dit mense 'n bietjie ongemaklik, want jy is nie 'n burger van hierdie land nie en jy is nie seker hoe om deel te neem daaraan nie. En dis wat 'n bywoner is. Jy's in die wêreld, jy woon hier, jy werk hier, jy verstaan die taal, jy het kontak met mense, maar jy is nie van hierdie wêreld nie. En dis waarom as jy werklik 'n Christen is, jy uitstaan. Jy vreemd is vir die ander mense op hierdie aarde. Jy is 'n burger van die hemel met domisilie op die aarde. En dit het sekere gevolge. Die eerste is ons moet besef, ons is pelgrims op reis. 'n Pelgrim was in die Bybelse tyd iemand wat van ver af gereis het om by die tempel te kom aanbid. En dan hier langs die pad, dan slaan jy jou tent op, tydelike woning, op pad daar na Jerusalem toe, om in die huis van die Here te gaan aanbid. Ons is op pad na ons ewige woning, en langs die pad bly ons in 'n tydelike woning wat hierdie liggaam en hierdie aarde is. Maar ons is op pad na 'n ewige woning en 'n verheerlikte liggaam, en net soos wat kamp lekker is, maar soms ook ongemaklik is, omdat die grond hard is, die matrasie dun is en die tent nie regtig waterdig is nie. En dit soveel lekkerder is om by jou huis te kom, onder jou warm kombers in te klim, waar die dak nie lek nie, en die wind nie inkom nie. So is dit ook met ons pelgrimsreis. Ons is nou in ons tydelike tentwoning, 'n tyd waar dit lekker is, maar tog ongemaklik is. En dit is ongemaklik omdat dit nie ons huis is nie. En soos ons gesê het, is dit dan 'n reis. 'n Mens, soos ons laasweek ook gesê het oor die wedergeboorte, dit is nie so dat 'n mens gebore word en woeps waps, dan kan jy nou 'n groot mens wees nie. Dit is 'n groeiproses, dit is iets wat loop, iets wat groei. Dit vat tyd, ons moet leer kruip, leer sit, voor ons kan leer loop, voor ons leer hardloop, en dan verloop daar nog heel wat tyd, selfs nadat jou liggaam volgroeid is, voordat jy werklik 'n volwassene is. Dis die reis. Dit is eers as ons tuis is, dat ons waarlik volwasse in die geloof gaan wees, sonder enige gebrek of tekortkoming. Dis die vooruitsig. Die ongemak van hierdie reis sien ons in die wêreld waarin ons leef, 'n wêreld waar die korrupte verder korrupteer, waar onreg hand oor vuis toeneem, waar die lewe van 'n mens niks meer werd is nie, waar die hoogmoed van mense ander in die grond indruk onder die gewig van hulle eie belangrikheid. Ons sien hierdie dinge, en solank as wat hierdie dinge ons ongemaklik maak, solank as daar onvrede in ons harte is oor hierdie situasie, oor die status quo, dan moet ons besef, dis omdat ons in 'n tydelike woning is, en ons verlang na ons ewige woning. Die tweede gevolg wat bywonerskap het, is dat ons op 'n sekere manier met die wêreld rondom ons interaksie het. Die een kommentaar stel dit soos volg: jy kan nie eers 'n Suid-Afrikaner wees en dan 'n Christen nie. Jy kan nie eers 'n Afrikaner wees en dan 'n Christen nie. Jy kan nie eers 'n prokureur wees en dan 'n Christen nie. Jy kan nie eers 'n boekhouer wees en dan 'n Christen nie, 'n onderwyser, 'n ma, 'n pa of enigiets anders wees en dan 'n Christen nie. Ek kan selfs nie eers gereformeerd wees en dan 'n Christen nie. Die ou stel dit so: ek is Christen, dis my naam. My van is gereformeerd. My bynaam is ma of pa of prokureur of Afrikaans of Engels of wat dit ook al mag wees. Maar dit is wat eintlik net teken wat ons interaksie is met dit wat rondom ons is. As Christen is ek lief vir my naaste. Ja, selfs vir my vyand, want dis my identiteit.
Dis my naam. As Christen kan ek nie stil bly oor ongeregtigheid nie. As Christen gee ons vir mekaar om. As Christen is ek nie gebind tot my tydelike aardse woning nie, maar wys ek ander na die ewigheid. As wedergebore Christen is ek nie skielik los van byvoorbeeld my Afrikaner wees nie, my Suid-Afrikaner wees of my rol in my gesin nie. Maar om wedergebore Christen te wees beteken my identiteit is Christen, my identiteit is vreemdeling en bywoner in my Afrikaans wees, in my pa wees, in my ma wees, in my werk wat ek doen. Ek is nog steeds deel daarvan, maar dis nie wat my identifiseer nie. Wat my identifiseer is die feit dat ek 'n Christen is. En as ek hierdie identiteit uitleef, dan wil almal weet, hoe weet ek dat ek op pad is na 'n ewige woning? En hier is die toets. Hoe weet ek dat die lewe wat ek leef deel is van 'n reis na 'n ewige en 'n seker tuiste? Vers 12 van ons teks het gesê, gedra julle goed onder die heidene, sodat hulle wanneer hulle julle beswadder asof julle misdadigers is, God op die dag van besoeking kan verheerlik omdat hulle julle goeie dade gesien het. Dis die toets. As ek as 'n bywoner leef, dan leef ek nie soos die burgers van die land nie. Ek gaan uitstaan en vreemd lyk. Nie alle gebruike gaan my gemaklik laat nie. En daarom gaan ek dalk aan sekere dinge nie deelneem nie. Ek dink dis een van die goeders waarmee ons die meeste sukkel. Want die wêreld verwag tog dat jy hierdie en hierdie en hierdie en hierdie moet doen. Dan is dit moeilik om te sê, maar ek is Christen voor ek enigiets anders is en ek weet hierdie is kontra alles wat ek glo en daarom gaan ek nie deelneem nie. Of ek gaan dalk sê hierdie of daardie ding is nie aanvaarbaar nie en my geloof oorgetuig. En dan wanneer ek dit doen, wanneer ek nie deelneem nie, wanneer ek getuig, wanneer ek vir mense sê ek hou nie hiervan nie, dan is daar twee gevolge daarvan. Een is wanneer hulle julle beswader asof julle misdadigers is. Dis 'n noodwendige gevolg van Christen wees. Dis 'n noodwendige gevolg daarvan wat homself gaan byvoeg tot jou ongemak, tot jou bywonerskap en jou vreemdelingskap. Jy gaan vreemd wees. Die kinders is daai weirdo. Dis wat jy gaan wees. Jy is die vreemde ou en dit gaan mense maak of daartoe lei om van jou te praat asof jy vreemd is. Asof jy 'n slegte mens is. En as die tweede gevolg is, God op die dag van besoeking kan verheerlik omdat hulle julle goeie dade gesien het. Dis die tweede gevolg van Christen wees. Hier is wat dit sê, as jy die lewe leef wat jy behoort te leef, gaan jy aan die een kant beskuldig word, jy sal verkeerd verstaan word, jy sal mense verkeerd opvryf, jy gaan mense aanstoot gee, en hulle gaan dink jy's vreemd, hulle sal selfs dink jy's gevaarlik. Maar aan die ander kant, gaan hulle ook jou goeie dade sien en vir God verheerlik op die dag wat hy weer kom. Wat dit beteken is dat sommige mense ongeag hulle ras of kultuur regtig ontsteld gaan wees en jou erg gaan beledig en hulle gaan vir jou kwaad wees, maar ander mense gaan die mooiheid in jou sien van God se vryspraak en wie hy is in jou sien en wegdraai van die wêreld af. Na Christus toe, om saam met die gelowiges God te verheerlik op die dag van afrekening. Die dag wanneer elke gelowige sy tydelike woning verlaat, om sy ewige woning in te gaan. So die toets is dus, of die lewe wat ek en jy leef, beide aanstoot gee, en aantrek. Is dit ontstellend vir mense, dat ek Christus navolg? En is dit iets wat hulle aantrek na hom toe?
Is dit so dat mense ontstel word deur my navolging van Christus, maar wat in dieselfde asem maak, dat ander ook agter hom wil aanloop? En dan is die vraag, slaag ons lewens hierdie toets? Kom mense na jou toe en wil oopmaak oor hulle probleme? Goed, dis 'n goeie teken. Praat hulle met jou oor hulle geloof? Fantasties. Vat jy ooit 'n hou op die ken? Kom jy ooit in die moeilikheid as gevolg van dit wat jy glo? Is jy op die regte pad? Maar wat as jy net die een teken het en nie die ander nie? Dan moet ons vir mekaar sê, ons moet herkalibreer, want dan is ons nie meer op die pad wat vir ons uitgelê word nie. En dit vra moed om hierdie lewe te lei. Dit vra moed om bereid te wees dat mense nie van jou hou nie. Ons is eintlik, wil ek sê, outomaties ingestel om mense se goedkeuring te soek en te wil hê dat mense van ons hou. So dit vat moed om hierdie lewe te leef waar jy beide aanstootlik en aantreklik is. Om nie altyd gewild te wees nie en self sleg gesê te word omdat jy die regte doen. Dit is nie maklike, dis nie 'n maklike identiteit om te huldig nie. As jy nie 'n vaste anker en 'n sekere kragbron het vir hierdie identiteit nie. En hierdie kragbron word sigbaar in 2 plekke. Die eerste is dat God ons in die teksverse sy uitverkorenes noem. Vers 9 sê, julle egter is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n volk wat aan God behoort, sodat julle die deugde kan verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderlike rig. Waarom is dit 'n bron van krag? Want God sê nie Christene is die heel beste mense nie. En dit is waarom hy hulle gekies het nie. Nee, hy sê, hy het ons uitgekies, en dis dit. Nie omdat jy so oulik is nie, nie omdat jy so goed is nie, nie omdat jy so fantasties is nie. Ek het jou gekies. En dit is, soos die Engelsman sal sê, die bottom line. In Deuteronomium 7, dan praat God met die volk en hy sê vir hulle, die Here het jou nie lief gekry en gekies, omdat jy groter was as die ander volke nie. Jy was die kleinste van almal, omdat die Here jou lief het hy jou deur sy groot krag laat wegtrek en jou bevry uit die plek van slawerny. Die Here sê vir Israel, ek het jou nie gekies omdat jy die mooiste is nie, ek het jou nie gekies omdat jy die beste is nie. Nee, ek het jou gekies, want ek is net vir jou lief. So kom ons pas dit toe op die huwelik. Jou huweliksmaat kom na jou toe en sê, waarom is jy vir my lief? En dan antwoord ek, want jy's 'n goeie ouer vir my kinders. Jy's fisies aantreklik, jy het 'n fantastiese humorsin. Jou intellek, ek is verlief op jou brein. Maar hierdie gesprek, geliefdes, gaan net agteruit, as dit waarlik die grondslag is van jou verhouding. Want wat gebeur as jou intellek agteruit gaan? Wat gebeur as jy jou mooiheid verloor? Jy sit 'n bietjie te veel kilos aan. Wat gebeur wanneer al hierdie voorwaardes wat ek neergesit het, ek het sê, ek het vir jou lief oor hierdie en hierdie en hierdie en hierdie rede en elke een van daai redes verval, wat gebeur met daai verhouding? Wat gebeur in my hart? Wat die een is wat liefgehê moet word? Die kop sê, die persoon kan nie meer vir my lief wees nie, want die redes waarom hy of sy gesê het hulle lief is vir my, is weg. Maar as ek lief is vir my huweliksmaat, omdat ek vir hulle lief is, dan is dit onvoorwaardelik. Daar is nie voorwaardes nie, so depressie kan inskop, Alzheimer's kan deel word van die prentjie, ek kan baie oorgewig raak, en al hierdie ander goed kan maar kom, maar dit gaan nie hierdie liefde verander nie. Ek gaan net my bes doen, om my geliefde daarin by te staan, en daardeur te help dra. En dis wat
so wonderlik is daarvan as God ons sy uitverkorenes noem. Hy het ons uitgekies, want hy het ons lief. Geen voorwaardes nie. Net liefde. En dit is hoekom wat is sy naam nou weer? Die een teoloog wat ek graag aanhaal, Orsie Sproul, hy het gesê, die enigste ding wat jy kan bring na die tafel van verlossing toe, is die sonde wat dit nodig maak. Niks van my deugde, niks van my goeie mens wees, niks van hierdie dinge kan ek daarby sit om verlossing te noodsaak nie. Niks of het te regverdig nie. Al wat ek bring is my sonde, wat nodig maak dat ek verlos moet word. En dis presies die punt. Dis hoekom dit so belangrik is dat ons verstaan, God het ons gekies want hy het ons lief. En dan is daar twee dinge wat hierin sigbaar word. Hoe het ek 'n Christen geword? Hoe kan jy geliefd wees deur 'n God wat sonde haat, maar jy is self met sonde deurspek? Hoe is dit dat jy sy kind kan word en dat hy vir jou so lief is ten spyte van wie jy is? Want Jesus was die bywoner van bywoners. Hy is gehaat deur die wêreld, behandel soos 'n krimineel, verstoot omdat sy woorde en sy dade vir die priesterhoofde aanstootlik was, ook al het hy terselfdertyd die aantrekking gehad om miljoene mense na hom toe nader te trek. Hy was tuis in sy ewige woning, maar het dit verlaat vir 'n tentwoning om onder ons te kom woon. En dit is hieroor dat Jesus self sê, jakkals het gate en voëls het neste, maar die seun van die mens het nie eens 'n rusplek vir sy kop nie. Dis hy wat buite Jerusalem gekruisig word om die nuwe Jerusalem se fondasie te lê. Hy is die bywoner van bywoners, sodat jy ook 'n bywoner kan wees. Hy word verstoot, soos wat ons verdien om deur God verstoot te word, sodat ons 'n ewige woning met vaste fondamente kan hê, wat ons eie huis noem. En dit is wanneer ons hom so sien. Klein gebore baba in 'n krib, 'n vreemdeling en 'n bywoner op aarde, regverdige vir onregverdiges aan 'n kruis, opgestaan en sit aan die troon, op die troon as middelaar, as koning. As ek hom so sien, dis waar ek die krag uitput om as 'n bywoner te kan bly lewe, om die vervolging te dra wat daarmee noodwendig saamkom, om agter hom aan te stap. Hy gaan my voor, en daar waar hy is my huis. En daarom ten slotte, geliefdes, kan ons vir mekaar sê, as daar enige iets is, wat vir jou belangriker is as Jesus en sy verlossing, as jy op enige iets meer as op hom staat maak, as jy enige iets meer lief het as vir hom, as jy probeer om jou identiteit en jou sekuriteit uit enigiets anders as uit Jesus Christus uit te put, daardie dinge waarop jy staat maak en waarna jy kyk, of dit nou jou loopbaan of jou familie of wat ook al is, wat goeie dinge is, maar hulle is nie jou huis nie. Dit sal jou nooit volmaak nie, niks van hierdie dinge nie. Jy sal altyd ronddwaal in 'n tydelike woning. My identiteit as bywoner en vreemdeling is geanker in die bywoner van bywoners, die vreemdste van vreemdelinge in hierdie wêreldse geskiedenis, my koning en verlosser Jesus Christus, en in hom sien ek hierdie ongemaklike tentwoning vir wat dit is, maar sien ek ook met diepe verlange uit na my ewige vaste woning, om saam met my koning ook daar te woon. Mag God ons identiteit in sy woord en deur sy gees in hom anker. Mag God ons deur sy gees daartoe help. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God, Hemelse Vader,
vraag oor identiteit is eintlik 'n baie warm onderwerp op hierdie stadium in die wêreld. Al meer mense soek na identiteit. Vra die vraag, wie is ek? Soveel van ons gaan soek antwoorde in dinge, in goeders, in mense, in 'n tydelike tentwoning. Dankie Vader dat U vir ons 'n ewigheid gee, 'n vaste woning, 'n huis waaraan ons behoort, sodat ons kan weet dat ons net bywoners hier is. Dat daar 'n rede is waarom dinge ons ongemaklik maak. Gee Vader dat ons sal vashou, geanker sal wees, juis in ons ewige tuiste. En dat ons die lewe wat ons aanpak, met die werk wat ons doen, met die getuienis wat ons hier buite moet leef, wil U ons gebruik ook as rigtingwysers vir die wat dit nog nie besef nie, dat hulle 'n ewige vaste woning het as hulle net in U glo. Gee Here dat ons goeie en getroue rigtingwysers sal wees en dat ons sal getuig dat dit wat ons ook vir mense verkondig, soos 'n welriekende offer voor U sal opgaan, maar ons weet Here dat dit ook vir die wêreld beide aanstootlik en aantreklik kan wees, en daarom bid ons Here dat U ook ons so as instrumente in die hand sal gebruik, soos 'n tweesnydende swaard, om getrou U woord te bring in hierdie wêreld. Wil U ons toerus deur die woord en die gees, en lei ons om getrou te wees aan ons identiteit, as vreemdelinge en bywoners op hierdie aarde. Dit bid ons om Christus ontwil alleen. Amen. Ons gee geleentheid vir ons dankoffers, vir die kollektes. Ons sing in antwoord op die skriflesing en die prediking, skrifbreiding 1:1, verse 1 en ek dink vers 1 en 7. Ons sing verse 1 en 7, ons sing hierin ook juis van ons nuwe identiteit. Die laaste woorde van vers 1, na die besluit uit hom gebore en ewig in sy wese vas, het hy in Christus ons verkore, voordat daar tyd op wêreld was. Vers 7, ons sal in lewe en in sterwe God se eiendom vir altyd wees. Ons sal wat hy beloof het, erwe, verseël deur die Heilige Gees. Hy is die waarborg, ons gegewe, die eersteling van die volle som. Ons sal die reddingsdag belewe, die gloriedag van God wat kom, ons tuiskoms. Kom ons sing saam. Verhef julle harte tot God en ontvang sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met elkeen van u. Amen.